baie dat U ons geseën het. En deur die seëninge is ons in staat om vandag hier te kan wees. Wees nou in ons midde, kom verryk ons met U teenwoordigheid. Kom slaan U tentpenne opnuut weer in hier by ons en kom tabernakel vandag met ons. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Nou jy die Bybels oop te maak by Lukas 19 en ek gaan lees vanaf vers 41. Julle daar? Sê net amen. En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as hy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oorbedek. Want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders en jou teen die grond verpletter. En hulle sal in jou nie een klip op 'n ander daar bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God by jou besoek het, nie opgemerk het nie. Mag God vandag sy gelese woord seën. Ons bid vir diegene wat al siek is, diegene wat hier wou wees, maar om een of ander rede bo hulle vermoë nie kan wees nie.
mag hulle ook in hulle eensaamheid, in hulle hartseer, in hulle verlang na U teenwoordigheid voel vandag. Maar dan bid ek vir elkeen wat hier is, elkeen wat gekom het, wat besef ons is 'n jaar nader aan die koms, elkeen wat 'n verlange het om in U heerlikheid te kan staan. Laat U vandag in ons midde sal wees. Laat U ons sal kom vol met die Heilige Gees. Laat U van sitplek tot sitplek sal beweeg, maar eerstens hier op die kansel sal begin. Laat U ons harte sal aanraak. Laat U engele sal stuur om die duiwel en sy engele hier uit te hou. U Here, dat U my sal help, sodat U waarheid sal seëvier vandag. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Vergewe ons menigvuldige sondes. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So jy ook amen. Ons het weer voor. Ek hoor en ek bid. Laat ons in die lesstudie na daai kommunikasie gaping wat geheers het uit die weg gery het, né? OK, gaan ons saam gesels, is dit reg? Fantasties. OK, ek het 3 vrae vir julle vandag. Die eerste vraag is: wie is ek? Wie is jy? Wie is julle? Hierdie is 'n vraag. In die kultuurgroep waar ek vandaan kom, wanneer iemand 'n vraag vra, ons is God se kinders. Ons is God se kinders. Julle is van Pietersburg. Hey. Ons is van Pietersburg. Nog antwoorde. God se kinders. OK. Koningskinders, ons is 'n uitverkore volk. Tweede vraag is: wat maak julle hier? Nie noodwendig by die kerk nie. Wat maak julle hier in Pietersburg? Wat maak julle? Wat maak julle hier? Ons kom om 'n seëning te ontvang. Ons het gemeenskap met die heiliges. Ons het gemeenskap met die heiliges. Wat sê Martin? Ons steel suurstof. OK. Die derde vraag. Wat is fout met die wêreld? Wat is reg met die wêreld? Oom Piet vra, wat is reg met die wêreld? Wat is fout met die wêreld? Sonde. Versaak die Here. Jo, dis mooi Afrikaans dan. Versaak die Here. Okay. Kan ek julle my antwoorde gee? Julle antwoorde is heeltemal reg. Niks verkeerd nie. Wie is ek? Ek is die kroon van die skepping. Van God se skepping. Wat maak ek hier? Ek is geskape om eer en heerlikheid te bring aan een deur wie en tot wie ek geskape is. Wat is fout met die wêreld? Ek is fout met die wêreld. Want dit waarvoor ek geskape is, vervul ek nie. Om die waarheid te sê, ek staan in rebellie teenoor die een vir wie en deur wie ek geskape is. Ek doen alles behalwe om eer en glorie aan sy naam te bring. So wat is fout met die wêreld? Ek is fout. Ek is die probleem in hierdie wêreld. In teologie is daar hierdie stroom of hierdie konsep, hulle noem dit theodicy. Ek weet nie of julle weet wat theodicy beteken nie. Kyk, teologie beteken Latynse woord wat sê, ons soek tog na wie God is. Dit is wat jy studeer in teologie. Maar theodicy is die vraag,
En hierdie is 'n vraag wat veral deur die jong mense, deur die jeug, deur die jong werkende klas vandag prominent gevra word. En is 'n vraag wat gevra word en ons as leraars dra baie keer klei wanneer ons dit probeer beantwoord. Nie ons as leraars nie, ons as leierskap van die kerk, ouderlinge, wie ook al. En dis gewoonlik 'n vraag wat gevra word wanneer daar moeilikheid is. Wanneer daar siekte, dood, verlies in die oë gestaan word. Wanneer die kerk nie sy rol vervul waarvoor die kerk geskape is nie. En die vraag is, as God 'n God van liefde is, en soos ons in die lesstudie bespreek het, 'n God is wat alwetend is en alomteenwoordigend is, waarom is daar soveel hartseer en dood in hierdie wêreld? Waar is God in dit alles? Laas Sabbat sit ek in 'n kerkgebou op die kansel daar in Johannesburg, en die een ouderling staan op en hy vra dat hulle sal bid vir die een suster in die gemeente. Sy is in daardie gemeente, in daardie week 4 keer geskiet en verkrag. Waar is God in dit? Daardie vraag is vir my baie problematies, want dit sê vir my iets van die tye waarin ons lewe. En dit is moeilik om daardie vraag te antwoord. En ek sê baie keer vir die jong mense, ek gaan nie daai vraag antwoord nie voordat jy hom reg vra nie. Maar wat fout met die vraag, leraar? Ek sê, mens kan hom nie antwoord nie voordat jy hom reg vra nie. Die vraag moet so gestel word. As God alomteenwoordig en alwetend is, hoe is dit? Laat God weet wat ek gedink, gesê en gedoen het gister, en my nie verbruisel het terwyl ek geslaap het nie. Hoe is dit? Die eerste vraag sê vir my, ons glo in die voortreffelikheid van die mensdom. Die tweede vraag sê vir my, ons glo nog in die voortreffelikheid van God. Om die Bybels oop te maak by Lukas 19. Ons gaan 'n bietjie in Lukas 19 tyd spandeer. Hooplik kom ons by Openbaring 19 uit en dan ook dalk in Josua 5 as dit reg is met jou. So die tema van vandag is dan die voortreffelikheid van God. Lukas 19 vind ons vorm deel, of is eintlik aan die begin van daardie laaste week van Jesus se lewe voor sy kruisdood. Ons praat van die lydingsweek en Lukas 19 veral is dan daardie eerste Sondag of die Sondag net voor Christus se kruisiging met sy intog in Jerusalem. En dis waar ons hierdie verhaal kry en ek gaan begin in vers 29, en as u dalk gewonder het of Jesus God was, dink ek maak Lukas 19 dit baie duidelik van sy goddelikheid wat in hom te vind was. En toe hy naby Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur. Hier is ons God, Jesus se goddelikheid raak sien. En gesê, gaan in die dorp reg voor julle. En as julle daar inkom, sal julle 'n esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vol losmaak, sê die eienaars van hulle, waarom maak julle die vol los? En hulle antwoord hom, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe en hulle lê hulle klere op die vil en laat Jesus daarop sit. Wat 'n ongelooflike verhaal. Wat is die volgende dorp hier vandaan af?
Potties. Okay, ons ry suid. Okay. As ek vir julle sê, as julle potties inry, sal julle daar 'n Ford Ranger sien, brand new, sonder 'n nommerplaat. Sal julle geloof hê? Die eerste voertuig wat jy gaan sien, is 'n Ford Ranger double cab wit, 2.2 model, 4x4, brand new. Wie sal geloof in my? Wie van julle dink ek gaan reg wees? Julle het geen geloof in my. Dit gaan heel waarskynlik dalk 'n Toyota Hiace wees wat ons sien, die eerste ene. Maar as ek dan nog vir jou sê, as jy daai Ford Ranger sien, klim in hom, vat die sleutel by die eienaar, en as hy vir jou vra waarheen gaan jy, sê vir hom Werner van Wyk het hom nodig. Wat dink julle gaan die reaksie wees van hierdie ou met sy brand new Ford Ranger waar jy nog 'n lederreeks sou kry? Wat gaan gebeur? Dis daai ou gaan iets hier op sy heup afruk, né? En dan gaan moeilikheid wees. Jesus sê vir sy disippels, gaan nie die dorp vooruit. En daar as julle inkom, gaan julle esel vol sien, wat geen sondige mens nog ooit onrein gemaak het. En bring hom vir my. Hoe is dit terloops, as daai ou wat sy pyp sit en stop so op die stoep, vir jou vra, waarheen vat jou? Dan sê hy vir hom, die Here het hom nodig. Ek dink nie dat die disippels kon hulle oog glo nie. Ek sien hulle daar die knoop losmaak. En dan sê, hey, manne! Waar gaan julle met my volg? En hy sê vir hom, die Here het hom nodig. En hy vra, soek julle 'n paar wortels ook. Wat kan ek vir julle gee om saam met die vol te vat? Die Here tegemoet. En so bring hulle die vol na Jesus toe. En Jesus klim op daardie vol, terwyl hierdie menigte disippels om Jesus is. In die realiteit slaan hulle. En die hoop in hulle hart vlam op, want hier is Jesus, en hy gaan nou die koningskap opneem, hy gaan die troon van Dawid bestyg, en hier is die Messias, om ons te bevry van die mag van die Romeine. Ja, klink dit bekend? Klink dit vir julle bekend? En om hierdie vol, besef hierdie mense, hulle het niks nie. Die beursie is by die huis. Hulle het niks om die nuwe koning te bied nie, en hulle begin hulle boekleed af te trek, en hulle gooi dit op die donkie, en hulle gooi dit op die pad voor hom, sodat sy intog suiwer sal wees. Skoon en rein, en eer aan hom. Maar is die groot menigte wat eer aan lof aan hom besing, mense wat verlam was, wat skielik loop. Mense wat dood was, wat lewe, mense wat blind was, wat sien. Mense wat malaats was, wat genees was. En hulle sing tot eer van Christus. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, skies ek sy vers 37, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem, luister oor wat? Oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hierdie is die oomblik. Blydskap en hoop heers in die mense se harte, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs, dis die kerkraad en die leraars in die konferensie, en sommige van die fariseërs het die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroei. En terwyl die blydskap en vreugde in die disippels se harte heers, vind ons hierdie emosie in Jesus in. En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween. Wanneer ween 'n mens? Wanneer ween 'n mens? Kom Kara, praat harder. Wanneer jy bedroef is.
bedroefdheid kom oor Christus. Vir die skare was dit die voortreffelikheid van die mensdom. Vir Jesus gaan dit oor die voortreffelikheid van God. En Jesus uiter die volgende woorde, terwyl hy snik in sy trane. As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante af insluit. En hulle sal jou en jou kinders en jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat bly nie. Hier is die punchline, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Die mense is vol hoop. Hulle prys en hulle loof God vir dit wat hulle gesien het en gedoen het. Ek wil amper sê materialistiese dinge, tydelike dinge. Maar die godheid in Jesus is diep beswaar oor dit wat hy binne sy volk sê. Een van my gunsteling skrywers skryf en sy sê, Jesus staan daar en hy kyk terug in die geskiedenis. En hy sien die tabernakel daar in die woestyn. En hoe alles rondom die tabernakel en later die tempel getuig het van hom wat sou kom. Hoe God se glorie in die midde van die allerheiligste uitgestraal het, die Shekinah glorie van God. Die wolkkolom, die vuurkolom, die manna uit die hemel, die water uit die rots. Sy skryf en sy sê, hoe Jesus sien alles wat God in sy vermoë gedoen het, om sy volk na hom toe te bring. Maar sy sien ook die rebellie, dit wat fout was met die wêreld, was nie die onderdrukkende krag van die Romeinse ryk nie, dit was die hart van sy volk. Wat nie die ideaal wat God vir hulle gehad het, vervul het nie. Wat nie eer en heerlikheid aan die skepper God van die hemel en aarde gebring het nie. Wat nie eer en heerlikheid aan die God gebring het wat hulle uit slawerny en uit ballingskap bevry het nie. Maar sy skryf en sy sê, hy kyk ook vorentoe. En hy sien die verwoesting van die stad en die tempel 70 na Christus. Sy skryf en sy sê hoe hy sien hoe weerlose moeders hulle kindertjies optel en probeer wegkom, maar ons nêrens heen om te vlug nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Vir hierdie vers, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het. Die mense rondom Jesus het gedink wat hulle nodig gehad het, is iemand wat 'n troon sou bestyg om hulle te bevry van die Romeinse ryk. Hulle het nooit besef wat hulle nodig gehad het, is 'n koning wat aan 'n kruis gaan sterf het, om hulle nie net van sonde nie, maar ook uit sonde te red. Waar is God?
Hy's op 'n houtkruis. Daar op Golgotha. Langs die hoofweg. Wat is fout met die wêreld? Laat ek dit miskyk. Laat ek dink ander dinge en ander mense is die probleem in hierdie wêreld en nie besef dis ek, Werner van Wyk, wat God nodig het. En julle ken die verhaal, hoe Jesus sy pad in die tempel in maak. Toe's die een waaroor die tempel moet getuig, nie welkom in sy eie huis nie. Maar is die Bybels nog oop by Lukas 19, want dan wil ek graag hê ons moet na vers 1 toe gaan, want in dieselfde hoofstuk kry ons 'n ander huis, met 'n ander boodskap. En dit gaan oor daardie klein mannetjie met die naam van Saggeus. En ek lees daarvan af vers 1. En hy het in Jerigo gekom. En miskien moet ek gou daar stil staan. Want wat het by Jerigo gebeur in die Ou Testament? Want ek glo nie daar's woorde wat toevallig in die Bybel staan nie. Elke woord vertel ons iets oor die glorie en die karakter van God. Dis daar by Jerigo waar Josua die volk wat die beloofde land gesien het, moes inlei. En nadat Josua die volk weer besny het, stap hy die eendag man alleen op pad na Jerigo toe. En skielik staan hierdie soldaat met arms waarvan Eben die jager kan droom, met 'n ontblote swaard in sy hand. En die glorie skyn uit hierdie soldaat uit, en Josua besef hy's in die moeilikheid. En hy vra die volgende vraag, daar in Josua 5, ek kan net nie die vers onthou nie, vra hy, is hier vir ons of vir ons vyande? En hy antwoord die volgende, die leerowerste van God. En hy sê, ek is die leerowerste van God. Nee, en ek is nie hier vir die Adventiste nie. En ek is ook nie hier vir die Katolieke nie. Maar ek het nou gekom. Toe Jesus sy pad maak na Jerusalem toe, die leerowerste van die Here, dieselfde God wat met sy ontblote swaard voor Josua gestaan het en gesê, ek is nou hier. Maak sy pad na Jerusalem toe. Hy is nie daar vir die Jode nie. En hy is nie daar vir die heidene nie. Hy is nou God met ons. En hy het nou gekom. Hoekom? Om bevryding vir die mensdom te bring van sonde. Bevryding vir Werner van Wyk van homself. Ek het nodig om van myself gered te word. En dis dieselfde God en hy gaan by Jerigo in en hy daar deur gegaan en daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n groot geliefde onder die Jode. Is ek reg? Wie was hy? Hy het vir Bakwena gewerk, hy het al die tolgelde gevat. Wie van julle betaal met 'n smaal tolgeld? Niemand van ons hier nie, nee. Saggeus was die direkteur gewees van Bakwena. 'n ryk man. En hy probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag by jou tuis gaan. Hy maak toe gou klim af en hom het hom met blydskap ontvang. Kan julle daar die tafel sien in Saggeus se huis? Hierdie ou wou Jesus by hom hê. Hy het 'n begeerte gehad, hy was 'n ryk man, die tafels het geloop, so stroop, né? En toe
Werner van Wyk, die kerkraad en die konferensie dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek iemand iets afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, luister hierso, by die huis van God was daar 'n geween en 'n profesie van hulle verderf. Want die gunstige tyd, toe God hulle besoek het, het hulle nie opgemerk nie. Maar luister in die huis van die tollenaar, sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Is dit nie awesome nie? En ek wil julle uitnooi gaan lees deur die evangelies. Elke keer wanneer Jesus by die tempel gekom het, was daar konflik. Want die gunstige tyd, toe God hulle besoek het, het hulle nie opgemerk. Maar studeer ook die evangelies. Elke keer, wanneer Jesus in die huis van 'n sondaar ingegaan het, was hy met oop arms ontvang en het daar verlossing vir daardie huis gekom. Waar is God? Ek en jy verdien nie om gered te word. Dit wat die wêreld oor ons bring, is eintlik ons noodlot. Die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Weet julle, waar is God tans? Besig om vir jou en my in te tree. Besig om alles in sy vermoë te doen, om ons te red van sonde en uit sonde. Sodat ons eendag volmaak in die teenwoordigheid van God kan staan en in liefde en vrede saam met hom kan lewe. Dit is die voortreffelikheid van God. Die probleem met ons wêreld vandag is, ons skep hierdie prentjie van 'n behoeftige God. 'n God wat nie kan lewe sonder my teenwoordigheid nie. Die God wat ek aanbid is 'n God met 'n onblote swaard. Openbaring 19. Daar gaan ons afsluit vanaf vers 11. Ek wil net vir julle sê, dit is wat my verstom van die God wat ek aanbid, is dat my God is perfek. Is jou God perfek? Dit beteken, buite die drie eenheid, buite die Godheid, het God geen behoefte aan enigiets anders nie. Anders was hy onperfek. Maar sy liefde is so groot, laat die verhouding wat heers tussen die Seun, die Vader en die Gees, oorvloei tot die skepping. En daarom kan ons net staan in bewondering. Maar wil julle sien hoe lyk my God wanneer hy terugkom? En nou wil ek hê, ieder en elk wat hier sit, wat 'n wroging binne hulle self het, wat dalk ergens 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Iemand wat te nagekom is deur die duiwel. Hierdie een is vir julle. Toe het ek die hemel geopen gesien. Ek wil eintlik hê julle moet dit in julle geestesoog sien. En daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Wat doen my God? Dis Jesus hierso. Dis met sy wederkoms. Hy voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam. En op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskryf is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond
het daar 'n skerp swaard om die nasies mee te slaan gegaan, en hy het hulle met die ysterstaf gegee, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. My God is 'n God wat oorlog voer in geregtigheid. En alles wat kinders, sy kinders, wat vashou in geloof, tekort gekom het, alles wat ons verloor het in hierdie wêreld, gaan die een met die ontblote swaard regstel eendag. Dis die voortreffelikheid van God. Wie is ek? Ek is die kroon van die skepping. Wat maak ek hier? Die Here worry nie of jy by Netbank of by Absa werk. Die doel van die skepping met jou en met my was, sodat ons eer en heerlikheid kan bring aan die een deur wie en tot wie ons geskape is. Wat is fout met hierdie wêreld? Wêreld van werk. Want ek is 'n totaal en al rebellie. Ek vervul nie dit waartoe ek geskape is. Hoe maak ek dit reg? By die kruis op Golgotha. Wanneer ek tot die besef kom, ek het nie nodig om van enigiemand anders te gered te word nie. Ek het nodig laat God my van myself red. Amen. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons weet dat U ons lief het. Hoekom weet ons nie? Maar ons kan net in verwondering staan oor U groot liefde. Liewe Heer, help ons om te besef dat U het 'n spesifieke doel met ons. U het ons vir 'n spesifieke doel geskape. Help ons om daardie ideaal te vervul. Want op ons eie sal ons dit nooit kan doen nie. Maar help my ook om te besef dat dit wat fout is met die wêreld lê nie in Ariana nie. Dit lê nie in Thomas nie. Dit lê in my. Liewe Here, help ons dat ons sal besef dat U nog hier is. U besoek is nog by ons. Ons is nog binne die gunstige tyd. En laat ons die tyd sal aangryp sodat U ons kan verander. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Wat moet ek doen, man? Ek gaan nou saam sing, staande, die slotlied, die 95. Liefde
help ons om so graag die goeie tyding te wil bring. Die tyding van ons verlossing, die tyding van die evangelie. Ek bid vir hierdie wonderlike, pragtige mense, wat altyd so oop en warm harte het. Ek bid vir my en my gesin, sodat ons die waarde sal raak sien, dat U nog in ons midde is, dat U besoek nog hier is, dat ons sal ag gee daarop, Here, en dat ons genoeg geloof het, om alles aan U oor te gee, sodat daar vir ons bevryding kan kom. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ons wil al die besoekers